loos. Hulle het baie oortredings gehad. Van die oortredings sluit in dade soos onregverdigheid, korrupsie, geslagsonsedelikheid, dronkenskap, diefstal en afgodediens. Maar ons sien onder die heerskappy van ontroue konings was die situasie erger. Selfs koning Agas is gekenmerk deur afgodediens. Hy het so ver gegaan om sy eie seuns op te offer as 'n ritueel vir afgode. So die volk was heeltemal vervreemd van Jehova en het geen respek vir hom gehad nie. Wel, kom ons lees Jesaja se sterk woorde aan die nasie Juda weens hulle oortredings. Ons kan dit kry in Jesaja 1 vers 4 tot 6. Dit sal sleg gaan met die sondige nasie, die volk wat baie oortredings het, nakomelinge van goddelose mense, slegte kinders. Hulle het Jehova verlaat, hulle het geen respek vir die heilige van Israel getoon nie. Hulle het hulle rug op hom gedraai. Waar wil julle nog geslaan word? Hoekom bly julle opstandig? Die hele kop is siek en die hele hart is aangetas. Van kop tot tone is daar geen gesonde plek nie. Daar is wonde en kneesplekke en oopsere. Hulle is nie skoongemaak of verbind of met olie behandel nie. Nou, omdat die volk hulle rug op Jehova gedraai het, was hulle sonde 'n swaar las op hulle. Daarom het Jesaja hulle geestelike siektoestand vergelyk met 'n persoon wat siek is van kop tot tone. Dit was beslis 'n donker tydperk waarin hulle was. Jehova het nie hulle daar goedgekeur nie, maar weens al hulle sonde en oortredings was Jehova nog steeds bereid om hulle heeltemal te vergewe as hulle berou getoon het. Nou, lees saam met my daardie uitnodiging wat Jehova aan Israel gegee het. Dit is in Jesaja 1 vers 18, in net die eerste gedeelte. En nou hou julle Bybels oop daar. Kom, laat ons sake regstel tussen ons, sê Jehova. Nou, hierdie pragtige uitnodiging kan soms misverstaan word. Die New World English Bible sê byvoorbeeld, laat ons dit uitstry, asof albei kante toegewings moet maak om 'n ooreenkoms te bereik. Maar dit is glad nie die geval nie. Jehova dra geen skuld nie. Dit verwys na geregtigheid wat toegepas word. Weens Jehova se barmhartigheid en medelee is sy vergewensgesindheid ongeëwenaard. Nou, let op Jehova se vergewensgesindheid beskryf word in die laaste deel van vers 18. Al is julle sondes so rooi soos skarlaken, sal dit so wit soos sneeu gemaak word. Al is dit so rooi soos bloed, sal dit so wit soos wol word. Ja, sonde kan vergelyk word met 'n vlek op 'n ligte kledingstuk. So het jy al probeer om 'n donker vlek uit 'n ligte kledingstuk te verwyder? Ondanks al jou pogings sal die vlek miskien ligter wees, maar dit is nog steeds sigbaar. Net soos die geval met Israel, sal geen mense pogings, werke, offerandes of gebede die vlek van sonde verwyder nie. Slegs Jehova se vergifnis kan sonde heeltemal wegvat. Maar kom ons kyk na die prent in ons werkboek. So terwyl ons na hierdie prent kyk, kan ons nadink oor hierdie liefdevolle uitnodiging wat Jehova aan Israel gegee het. So as jy bekommerd is dat jou foute of ernstige sonde te erg is om te vergewe, moet jy onthou dat Jehova nog steeds lief is vir jou en bereid is om jou heeltemal te vergewe. Mits jy opregs berou toon, ophou doen wat sleg is en volgens Jehova se rein standaarde lewe. Dan het ons die versekering dat Jehova ons sonde, daardie vlek, sal wegvat en dit sal wit maak soos sneeu of wol. Dankie broer Jansen van Vieren vir daai gedeelte. Ja, die herinnering, ons dien 'n genadige God, Jehova, né? As ek dink hoe die Israeliete opgetree het en ja, ons is onvermaak, maar Jehova is daar.
Ons tweede gedeelte, geestelike skatte. Wil ons julle nooi om te blaai na Jesaja 2 en ons lees vers 2. Dit lees, hy sê, aan die einde van die dae sal die berg van die huis van Jehova stewig gevestig word bo op die top van die berge, en dit sal bo die heuwels uitstaan, en al die nasies sal daarheen stroom. So die vraag hierso, waarna verwys die berg van die huis van Jehova? Broer Kloppers asseblief. Dit verwys na 'n verhewe rein aanbidding van Jehova in ons tyd vandag. So dit is nie noodwendig by enige geografiese ligging nie, maar eerder waar ons in eenheid vergader en Jehova dan aanbid. Ja. Baie dankie. Dit is duidelik wat dit is mooi opgesom. Dankie. Goed, kom ons gaan na die volgende vraag. Watter geestelike skatte het jy in hierdie week se Bybelleesgedeelte gekry wat jy graag wil deel? Suster De Jager asseblief. Jesaja 2 vers 3 sê, kom laat ons opgaan na die berg van Jehova, na die huis van die God van Jakob. Hy sal ons sy weë leer en ons sal dit volg, want die wet sal uit Sion kom en die woord van Jehova uit Jerusalem. So die voorbeeld wat ons het is die Israeliete wat mekaar gehelp het en saamgewerk het toe hulle na die fees toe gegaan het. Hulle het mekaar self gehelp toe hulle nou op die reis was. En toe dit nou by die tempel gekom het, het hulle almal toe saam Jehova gedien. En wat die artikel verder nou vir ons sê, terwyl ons vandag vir die lewe in die wêreld, nuwe wêreld voorberei, moet ons verenig wees en alles in ons vermoë doen om met mekaar saam te werk. En dan die vraag wat dit ons elkeen van ons kan vra is, kan jy aan maniere dink waarop jy dit in selfs groter mate kan doen? Baie dankie. Suster Korp asseblief. Ja, en vandag soos Jesaja 2 vers 3, dit wys ook vir ons, deur middel van die getrou en verstandige slaaf, gee Jehova vir ons nie net 'n oorvloed nie, maar ook 'n groot verskeidenheid van geestelike voedsel om van te kies, soos artikels, toesprake, animasies, foto's vir die kinders en video's, so daar's so 'n groot verskeidenheid waardeur ons geestelik gevoed kan word. Ja, letterlike oorvloed, nee. Suster Rousseau asseblief. Ons sien in Jesaja 1 vers 3 dat Jehova gesê het dat 'n bul meer van sy eienaar weet as wat die Israeliete van Jehova geweet het. En ons dan hierdie vers gebruik om mense in ons gebied te help om die noodsaaklikheid te verstaan om Jehova te leer ken. Want baie voel dat hy 'n God is wat niks met ons te doen wil hê nie. Maar hierdie vers help ons om te sien dat Jehova wil hê ons moet van hom leer. Baie dankie. Broer Kloppers asseblief. Dan Jesaja 1 vers 11 het Jehova gevra van watter nut is al julle offerandes vir my. So die mense het miskien gedink dat Jehova afhanklik is van daardie offerandes, maar hulle het dit vir die skyn gedoen. So daar's niks wat mense hom kan bied en dat ek dink hulle doen Jehova nou 'n guns om offerandes te bring nie. So in beeldspraak het Jehova gesê ek het genoeg gehad daarvan. Baie dankie. Suster van Bruggen asseblief. In Jesaja 1 vers 15 lees ons waar Jehova vir die volk gesê het, wanneer julle julle palms uitstrek, verberg ek my oë vir julle, selfs al doen julle gebede, luister ek nie, julle hande is vol bloedvergieting. Nou daai persoonlike daad van aanbidding deur hulle hande op te steek met hulle palms na bo, was 'n smeekende gebaar, maar Jehova het dit betekenisloos gevind. En die waarskuwing vir ons daarin vandag is dat mens moet versigtig wees dat jy nie 'n ernstige sonde
probeer wegsteek deur miskien meer dade te doen en dink dit gaan dit ongedaan maak nie. In Jehovah se oë sal hy ook sê, ek luister nie. Baie belangrik. Suster Jonker, dankie Suster van Bruggen. Dan Jesaja 1 vers 4 noem daar om geen respek vir die heilige van Israel te toon nie. Nou wie is hierdie heilige van Israel? Is natuurlik Jehovah. En die feit dat hy as 'n heilige daar genoem word, het 'n sekere standaard wat hy stel. En ons word vandag dan eintlik ook aangemoedig om daai selfde standaard toe te pas deur die heiligheid van Jehovah na te volg. So as ons natuurlik die kwaad haat, sal ons nie byvoorbeeld onreine dade soos geslagsonsekerheid, afgodediens, diefstal of dronkenskap natuurlik navolg nie. En mense wat natuurlik dit doen en nie daarmee ophou nie, word uit die gemeente uitgesit. So ons weet dat ons moet nie die voorbeeld van Juda volg om die heiligheid en Jehovah natuurlik teen te staan nie. Baie waar, baie dankie vir daai gedagte. Broer Albert, asseblief. Vers 8 praat van die dogter van Sion wat oorgebly het soos 'n skuiling in 'n wingerd. Nou skuiling is nie 'n groot versterking nie, is maar net 'n skuiling teen die elemente of miskien om weg te kruip en die voëls weg te jaag. Maar blykbaar het Jerusalem oorgebly, soos ons nou gesien het. Israel in die omgewing was wel vroeër deur Assirië ingeneem, maar Jerusalem is eintlik so verberg deur Jehovah soos 'n skuiling. Gelyk of dit nie moontlik is nie, maar tog het Jehovah gesorg dat Jerusalem in daardie tyd nog soos 'n versterkte stad bly staan het. Baie dankie. Broer Swanepoel, asseblief. Nou, hoofstuk 1 vers 12 sê Jehovah, julle kom om voor my te verskyn, maar wie het julle gevra om voor my voorhoewe te vertrap? So die gedagte is dat Jehovah het tog sy volk gevra om na die tempel toe te gaan. So hoekom sal Jehovah dit nou vir hulle sê, dat hulle die voorhoewe vertrap? Die gedagte is eintlik dat Jehovah verwys na die wat net 'n blote vormdiens doen en wat nie suiwer beweegredes het nie. So hulle vertrap basies net Jehovah se tempel se vloer. So dit is eintlik vir ons ook 'n waarskuwing, 'n les, dat wanneer ons Jehovah dien ons hom uit ons hele hart met liefde en opregtheid. Baie belangrik. Suster Albert, asseblief. In Jesaja 1 vers 5b het dit Juda beskryf en gesê die hele kop is siek en die hele hart is aangetas. Met ander woorde, hulle verstande, hulle harte was heeltemal onrein gewees en besoedel gewees. En ons weet wat ons betref, Jehovah se aanbidding is verhewe. Dis daai verhewe berg waarna toe ons optrek. So ons wil beslis sorg dat ons hart, ons verstand, sowel as ons liggame skoon is. En dit vereis natuurlik dat ons onsself gereeld ondersoek om seker te maak dat ons heilig is in Jehovah se oë. Baie dankie. Goed. Dankie broers en susters vir julle skatte wat julle met ons gedeel het. Dit is altyd opwindend om 'n nuwe Bybelboek te begin, hè. Maar dit is pragtig hoe julle gedelf het en dit met ons gedeel het. So julle aanmoedig om weer vir volgende week ook so goed voor te berei. Baie dankie. Ons derde punt op die program is ons Bybelleesgedeelte. En die week lees ons Jesaja hoofstuk 2, daarvan vers 1 af tot vers 11. En om dit vir ons te behartig nooi ons vir broer Leroux na vore. Jesaja 2 vers 1 tot 11. Dit is wat Josua, die seun van Amos, in verband met Juda en Jerusalem gesien het. Aan die einde van die dae sal die berg van die huis van Jehovah stewig gevestig word bo die top van die berge, en dit sal bo die heuwels uitstaan.
en al die nasies sal daarheen stroom, en baie volke sal gaan en sê: Kom, laat ons opgaan na die berg van Jehova, na die huis van die God van Jakob. Hy sal ons sy weë leer en ons sal dit volg, want die wet sal uit Sion kom en die woorde van Jehova uit Jerusalem. Hy sal oordeel tussen die nasies en sake regstel in verband met baie volke. Hulle sal ploegskare maak van hulle swaarde en snoeimesse van hulle spiese. Nasies sal nie teen nasies die swaarde opneem nie, en hulle sal ook nie meer leer om oorlog te voer nie. O huis van Jakob, kom, laat ons op Jehova se weg van lig bly, want u het u volk, die huis van Jakob, verstoot, omdat hulle baie dinge uit die ooste oorgeneem het. Hulle beoefen toorkuns, soos die Filistyne, en daar is baie uitlandse kinders onder hulle. Hulle land is vol van silwer en goud, en daar is geen einde aan hulle skatte nie. En hulle land is vol perde, en daar is geen einde aan hulle strydwaans nie. Hulle land is vol van waarelose gode. Hulle buig voor die werk van hulle eie hande neer, voor wat hulle eie vingers gemaak het. Die mens buig neer en neer, hy verlaag hom. Hoe kan u hulle ooit vergewe? Gaan in die rotse in en kruip in die grond weg weens die skrikwekkende teenwoordigheid van Jehova en weens sy groot heerlikheid. Die hoogmoediges sal hulle koppe moet laat sak en die trotse mense sal neerbuig. Jehova alleen sal in daardie dag verheerlik word. Broer Leroux, baie dankie vir jou voorbereiding, jou eerste leesgedeelte. En mens kan net sien die manier hoe jy lees en dit wat jy daar in daai voorbereiding ingesit, jy gaan nog baie hier op die verhoog tyd spandeer. Baie dankie vir jou voorbereiding. Ons het as ons kyk na die gedeelte wat jy op gefokus het, entoesiasme. Ja, mens kan baie dinge doen om entoesiasties te wees. Mens kan dit te veel doen ook en dan bereik jy ook nie die punt nie, want die gedagte om entoesiasties te wees is om jou gehoor of die persoon met wie jy praat te motiveer. Dan ons hulle hart bereik. Toevallig het ek en jy die gesprek gehad toe ons in velddiens was. Jy weet, die beroep waarin jy is, jy weet hoe om met mense te werk en ja, so ons is baie dankbaar vir jou voorbereiding wat jy gedoen het. Ons sien uit na jou ander gedeeltes. So dan kan jy so met die tyd begin deurwerk deur al die punte. Maar baie dankie, baie goed gedoen. Goed, ons beweeg dan oor na lê jou toe op die veldbediening. En die eerste punt wat ons daar het is van huis tot huis, dele waaruit. En dan dit is broer Viljoen en broer Alberts vir dit wagtig. Ag, ek is bly om oom te ontmoet vandag. Maar ek wil graag by oom hoor, wat dink oom persoonlik van die toekoms? Nee, Cameron, ek dink die toekoms, daar's nie juist vir my iets in die toekoms nie. Dit lyk vir my maar donker en vol probleme, jong. Ja, ek kan verstaan dat oom so voel, jy weet, daar's so baie dinge wat in die wêreld gebeur. Daar's geweld, daar's hongersnood, jy weet, dis siekte. So dit raak vir ons as mense moeilik om hoop te kan hou vir die toekoms. Maar het oom geweet dat God al hierdie dinge raak sien en hy het wel 'n oplossing wat ons hoop kan gee? Hoop so, maar wat bedoel jy, Cameron? Wel, as ek vir oom hier kan wys, uit die Bybel uit in Lukas hoofstuk 21 vers 10 en 11. Is dit reg as ek dit vir ons lees? Okay, ja. So Lukas 21 vers 10 en 11, dit sê hierso: Toe het hy vir hulle gesê, nasie sal teen nasie opstaan en koninkryk teen koninkryk. Daar sal groot aardbewings wees en voedseltekorte en vreeslike siektes op die een plek na die ander. Mense sal skrikwekkende dinge sien en daar sal groot tekens van die hemel af wees. Nou, wat hierdie profesie eintlik vir ons
sê is wanneer hierdie dinge op dieselfde tyd begin gebeur, beteken dit dat God se koninkryk wel naby is. Ja, ek sien, maar dink jy dit sal ooit regtig beter gaan? Wel, dit is normaal om bekommerd te wees oor die lewe vandag, omdat dit die situasie is waarin ons nou lewe. Maar Jesaja 33 vers 24 sê vir ons, die siekte en die lyding sal ophou. En Jesus het ons ook gewys in Matteus 5 vers 5, dat die sagmoediges gelukkig sal wees en ook dat hulle die aarde sal besit. So, as oom nou eintlik al hierdie ander goed wat ons nou uit die Bybel uit geleer het in gedagte hou, hoe voel oom dan oor die toekoms? Ja, Cameron, ja, dan sal 'n mens jou siening van die toekoms definitief moet verander. Jy weet dit laat 'n mens klaar beter voel want die Bybel voorspel dan iets wat beter lyk as ons huidige omstandighede, né? Ja, ek is baie bly. En ons kan nie altyd voorspel wat in die toekoms gaan gebeur of wat die toekoms inhou nie, maar as ons in God se beloftes kan glo, kan dit ons toekoms, kan dit ons wel hoop gee vir die toekoms. Ek sien. Nee, Cameron, dit laat 'n mens sommer beter voel, jong. Ek sal graag meer wil weet. Ja, baie dankie. Ek is baie bly om oom te ontmoet en ek het baie lekker met oom gesels. Maar ek wil vra, kan ons hierdie gesprek dalk op 'n ander tyd verder aangaan? Ek sal graag vir oom wil wys wat ons nou al kan doen om ons vertroue in God se beloftes te kan versterk. Ja, nee, kom ons maak so. Dis reg, baie dankie. Sy, Profielion, dankie. 2 minute en 59 sekondes. Goed gebruik gemaak van jou tyd, alhoewel ons nou nie vanaand fokus op tyd nie, maar ons kyk wel na die eienskap van goedhartigheid. Wys dat jy empatie het vir 'n persoon. En as jy vat hoe jy met die persoon begin redeneer het, is waarin stel die persoon belang? Waaroor is hy bekommerd? En om empatie te betoon is nie net om jammer te voel nie, maar dit beweeg jou in aksie. En die aksie is dan om vir die persoon uit die Bybel te wys wat hy nou en in die toekoms, die voordeel wat hy kan kry, wat sy hoop daar is. So, dankie vir julle voorbereiding. So dis ook instaan. Ons waardeer dit baie. Volg op. Ons weet hoe belangrik dit is as ons mense kry, so hierso ons huis tot huis en die persoon stel belang in 'n ander onderwerp is wat mense dalk in gedagte gehad het om te bespreek. Suster Verleen en Suster Verleen asseblief. Denike, verlede keer het ons die belangrikheid bespreek om te bid vir God se koninkryk, soos wat Jesus vir ons in die modelgebed geleer het om te bid. Die rede daarvoor het ons gesien was omdat dit 'n regte regering is wat van die hemel af oor die aarde gaan regeer en wat al die probleme van die aarde gaan oplos. Maar soos ek verlede keer vir jou beloof het ek nou teruggekom vandag, want ek wil vir jou wys die seëninge wat daai koninkryk oor die aarde gaan bring en ek wil weer die Bybel gebruik om dit te doen. Dit klink, ek wil dit baie graag hoor, maar sedert ons vorige gesprek het ek gewonder, as Christene rondom die wêreld dan al so lankal die Onse Vader gebed gebruik en gebed, waarom het daardie koninkryk dan nog nie gebeur nie, gekom nie? Dis 'n baie interessante vraag wat jy vra, Denike, want dit beteken nie dat God nie na ons gebede luister nie. En dit beteken ook nie dat God nie bewus is van die probleme wat hier op die aarde is nie. Eintlik, die Bybel leer ons dat God reeds 'n tyd vasgestel het wanneer hierdie koninkryk oor die aarde gaan begin heers. Eintlik, hy het al ook self sy koning in die hemel op die troon gesit om as koning te dien van hierdie koninkryk, en dit is sy eie seun Jesus Christus. Maar daar is 'n belangrike rede waarom God nog nie die koninkryk oor die aarde laat heers het nie. Ek wil dit graag vir jou lees, miskien gaan dit vir jou 'n bietjie vreemd klink, maar kom ons kyk dan na in 2 Petrus 3 vers 9. Gaan dit net gou vir ons lees. Sien, Jehova is nie traag om sy belofte te vervul, soos party mense dink nie.
maar hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat enige iemand vernietig moet word nie, maar wil hê dat almal berou moet toon. So het jy opgelet, waarom het die koninkryk nog nie begin regeer nie? Wel dit sê dat God geduldig is en wil hê dat almal berou moet toon. Dis heeltemal reg. So Jesus toe hy op die aarde was, het ons nie net leer bid vir die koninkryk om te kom nie. Hy het ook sy volgelinge geleer en vir hulle die opdrag gegee om wêreldwyd vir die mense te gaan vertel van hierdie goeie nuus, dat daar wel 'n koninkryk oor die hele aarde gaan regeer, wat God saamgestel het en wat al die probleme van die aarde af gaan wegneem. Hy wou ook gehad het dat ons nie net geloof in God moet toon nie, maar dat ons ook geloof in hierdie koning Jesus Christus moet toon en ook moet geloof toon in hierdie koninkryk. Nou en dis hoekom hy ook al die seëninge van die koninkryk in die Bybel vir ons laat opteken het, sodat ons vertroue kan opbou in daardie koninkryk van God, wat hy dan oor die aarde gaan regeer. En hy laat tyd toe, sodat die mense die kennis kan opdoen en hulle rug kan draai op hierdie wêreld, maar voorstanders van God se koninkryk kan wees. En dis waarom die seëninge in die Bybel opgeteken is. Maar weet jy wat, ek dink nie ek gaan nou daai seëninge met jou bespreek nie, want dan gaan ek jou oorlaai met te veel inligting. Ek sal graag op 'n volgende keer wil terugkom. Kan ek maar weer volgende maandag aand terugkom, dieselfde tyd, so min of meer 6uur, wanneer jy nou by die huis is, en dan gesels ons oor die seëninge wat daardie koninkryk vir ons gaan bring oor die aarde. Sal dit reg wees? Dit sal reg wees. Ek sal weer so 6uur se kant hierso wees by die huis. Goed, baie dankie, dan kom ek volgende maandag 6uur. Dankie, Suster Viljoen. 4 minute. Jy het 4 minute gebruik. So, dankie vir dit. Ja, daar's een ding wat ons moet wees, en dis goed voorberei. As ons uitgaan in die bediening, want soos as 'n onderwerp verander, moet 'n mens kan aanpasbaar wees, en gelukkig die waarheid is van so 'n aard, jy kan alles met mekaar verbind, né? Maar ons moet ons denke regstel. En dan die gedeelte waarop jy gewerk het, val eintlik onder volharding, om aan te hou, om 'n persoon se belangstelling te hou en aan te wakker, en soos dit, jy moes nou reël om volgende keer weer terug te kom. So, die tyd wat julle gereël het, so volgende week maandag sal julle weer hier op die vroeg wees. So dis die punt. Dis die punt om dan daai afspraak te maak en seker te maak mens bly by dit. Maar dankie vir julle voorbereiding. Ons waardeer dit, weer eens instaan. Baie dankie. Goed, die 6de punt op die program is 'n toespraak. En dit het die tema, wat is sonde? Ons nooi broer Viljoen om dit vir ons te behartig. In die Bybelse gebruik van die woord beteken sonde om tekort te skiet wat die Skepper betref. So sonde is enigiets wat nie in harmonie is met God se persoonlikheid, sy standaarde, sy weë en sy wil nie. Alles dinge wat heilig is. So sonde kan verkeerde gedrag wees, die versuim om te doen wat gedoen moet word, goddelose woorde, onrein gedagtes of selfsugtige begeertes of beweegredes. Die Bybel tref 'n onderskeid tussen oorgeerfde sonde en moetswillige sondes. Tussen is sondige daad waaroor 'n persoon berou het en die beoefening van sonde. So dit is onmoontlik vir enige persoon op die aarde om dan te kan sê hy kan nie sondig nie. Hoekom nie? Want hier, as ons kyk wat Johannes 1 vers 8 sê, as ons sê ons het geen sonde nie, dan mislei ons onsself en dan is die waarheid nie in ons nie. So met die eerste mens wat God dan geskep het, vir Adam en Eva, hulle was volmaak geweest.
Hulle het nie sonde gehad nie. Maar toe hulle teen God ongehoorsaam was, het hulle daai volmaaktheid verloor. En derhalwe het hulle sonde en onvolmaaktheid aan hulle kinders gelaat, volgens Romeine 5 vers 12. So vandag lewe ons tussen mense wat sondig is. En baie mense sê wel, dit maak nie saak nie, jy kan sondig en jy kan nog 'n goeie verhouding met God hê. Maar wie stel die standaard? Mense of God? Let op wat sê die Bybel hier in Openbaringe hoofstuk 4 vers 11. Openbaringe 4 vers 11. Dit lees daar: U is waardig, Jehova ons God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, want U het alles geskep en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskep. So God stel die standaard en ons is aanspreeklik voor Jehova vir ons dade. So Jehova kan dan bepaal wanneer iemand sondig. Wat se sonde dit is? Is dit slegte sonde? Is dit grove sondes? Is dit onvergeetlike sondes? Is dit sondes wat baie swaar dra? En Jehova maak gebruik van die erns van sonde. Hy kyk daarna. Jehova kyk na die beweegrede van sonde en ook die aantal kere wat 'n persoon sonde pleeg. Byvoorbeeld ernstige sonde, ons weet die Bybel waarsku dat ernstige sonde soos seksuele onsedelikheid, dronkenskap, afpersing, moord, spiritisme. Die Bybel stel dit teenoor die sondes wat iemand nie doelbewus doen nie. Want baie keer, broers en susters, kan ons woorde en ons dade kan iemand seermaak. En as ons dit baie ligtelik opneem, dan kan daai sonde ook ernstige sonde word. Byvoorbeeld, Jesus het die gedagte gebruik in Matteus 5 vers 27 en 28, toe hy gesê het, as jy hartstog het, as jy na 'n vrou kyk, dan kan dit na ernstige sonde lei. So ernstige sonde kan Jehova bepaal om te sien wat die rede daarvoor en wat daardie sonde is en dan bepaal of dit ernstige sonde is nie. Wat die beweegrede ook is, hoekom 'n persoon sonde pleeg, party weet nie dat hulle verkeerd doen nie. En Jehova het erken in Handelinge 17 vers 30 dat hy gesê het dat hulle het nie geweet wat God se vereistes is nie. En Jehova sê hy het dit geweet en hy het hulle gewaarsku en hy het hulle vergewe, maar Jehova het ook verwag dat hulle dit nie weer sal doen nie. So hoewel die Bybel dit nie verskoon nie, tref die Bybel dan ook onderskeid tussen sondes wat doelbewuste ongehoorsaamheid aan God se wette behels. Met ander woorde, doelbewuste sonde, 'n sonde wat slegte sonde wat uit die hart uitkom. Dit het in die hart eintlik vasgebrand, dat dit kan nie daar uitkom nie. Dink byvoorbeeld aan Adam en Eva, Judas. Hulle het 'n opsetlike sonde gepleeg. Dis sonde wat in hulle hart was. En so Jehova kon nie daai sonde dan van hulle vergewe het nie. So die aantal kere ook wat 'n persoon sonde pleeg, Jehova kan onderskei tussen, is dit 'n enkele daad van sonde? Is dit 'n beoefening van sonde wat oor 'n lang tydperk gebeur? Moedswillige sonde wat beoefen is selfs nadat hulle geleer het wat God se wette sê? Jehova beskou dit as ernstig en Jehova God veroordeel dit. So wanneer iemand, om 'n voorbeeld te neem, sê iemand dobbel, hy het dit een keer gedoen en hy weet dit is verkeerd, hy moet dit nie weer doen nie. Maar nou gaan hy aan en hy hou aan en hy val in daai gewoonte, dis al oor 'n lang tyd bly hy dobbel. So dit word naderhand ernstige sonde in die sin dat hy verloor alles, hy word bankrot, sy gesin lê daaronder, sy aanbidding lê daaronder. En dit is die onderskeid wat Jehova kan tref. Is dit enkel of is dit meer sonde wat altyd aanhou? So wanneer ons skuldig maak aan sonde, broers en susters, ons het die versekering, al is dit ernstige sonde, dat Jehova het vir ons 'n skuldige gevoelens gegee wat ons oorweldig in die sin dat ons jammer voel en vir Jehova kan vra dat hy dit moet vergewe. En volgens Jesaja 55 vers 7, net hierdie teks lees in Jesaja 55 vers 7. Ekskuus tog.
Sê dit is wat die soewereine Here Jehova sê, dit sal nie plaasvind nie. Nee, ek is by verkeerde teks. Maar in daai geval Jesaja 55 vers 7, Jehova sê dat daar word voorsiening gedoen deur sondes en dit vind plaas op die basis van Jesus se losprysoffer. Ekskuus, Here. Broer Viljoen vir die kort kennisgewing instaan ook daar. Hierdie punt vir ons baie mooi ontwikkel. Ja, die studie 'n goeie slot. Ja, as jy nou jou student van die verhoog afjaag, gee hom nie kans om sy slot te doen nie, né? Maar die punt is mense slot moet verband hou met die onderwerp en ons kan sien hoe het jy in die slot inbeweeg van die toespraak. Nie noodwendig om stadig te begin praat en sag te praat nie, maar jy het die punt gedryf, want dit die belangrike punt van die boodskap wat jy oordra lê in daai slot, want dis tog wat die huisbewoner saam met hom vat. Maar baie dankie vir jou voorbereiding en dat jy op kort kennisgewing. Nou vir Leila na vore nooi en dan hoor ons hoe sy omstandighede by die skool hanteer. Leila, ons is baie bly om jou op die verhoog te hê vanaand. Sê vir ons, hoe oud is jy nou? Ek is nou 5. Jy is nou 5 jaar oud, ja. En sê vir my, wat het Caleb in hierdie video gedoen, soos ons nou gekyk het? Van die koek geëet. Hy het amper van die koek geëet, né? So, watter les leer jy uit die video uit? Jehova vergewe ons al maak ons almal foute. Baie dankie, Leila. So, ons is altyd gehoorsaam aan Jehova. Dankie dat jy gekom het. Dankie papa ook en ons wil vir papa en mamma ook baie dankie sê vir die mooi manier waarop hulle kinders leer en klein Milan ook. So een van die dae sien ons hom ook dalk hier. Baie dankie vir al mooi antwoorde. As ons dan kyk na die gedeelte verder aan en ons wil julle as gehoor net vra na Jesus se opstanding, wat het daar gebeur? Wat het Jesus spesifiek vir Petrus gevra? Wat moet nog gedoen word? Of wat moet hulle na kyk? Ons vra vir Suster Albert asseblief. Wel, Jesus het hom 'n baie belangrike toewysing gegee en dit was om na sy skape om te sien. Ja, baie dankie. En dan, wat het Petrus gevra? Daar in Johannes, hoofstuk 21, vers 14, wat het hy gevra, wat moet hy doen? Wel, hy het vir ons uitgevra daarso, wat gaan dan gebeure nadat Jesus dan nou opgevaar het hemel toe. So hy het belangrikheid van daardie werk besef wat Suster Albers van gepraat het. Maar wat is vir ons belangrik? Ons het dit net in 'n toespraak ook gehad, maar wat is vir ons belangrik? En as ons kyk na die tema van die video, hoe kan ons Jehova se vriend bly? Suster van Brugge? As ons dalk iets doen wat Jehova se hart seer maak, hy sal ons vergewe. So om sy vriend te bly, moet ons vir hom sê ons is jammer. Baie dankie. Dankie vir julle as gehoor ook, dat julle aandagtig geluister het. Ons gee terug aan die voorsitter. Dankie broer Kloppers en Leila vir julle gedeelte daar. Ons gaan dan nou oor na ons gemeentelike Bybelstudie. Daar gaan ons les 38 en dan die inleiding na deel 7 toe en les 39 en ons wil broer Volkloppers nou met vir ons te waardig.
Ons het verlede week geleer van Jefta se belofte en ons het ook verder geleer oor jong Samuel wat daar by die tabernakel begin dien het nadat sy ma Hanna daai belofte gemaak het. Nou die Israeliete, hulle was besig om offerandes aan Jehova te bring, maar Hofni en Pinjas het vir hulle self die beste vleis uitgekies en ander onsedelike dinge wat hulle gedoen het daarso. En Eli, hy het te hore gekom van wat sy seuns gedoen het, maar hy het niks daaromtrent gedoen nie. En Jehova het toe vir Samuel met hom gesels en vir hom gesê dat hy gaan vir Eli en sy gesin dan straf, want hy weet dat sy seuns daai slegte dinge in die tempel gedoen het, alhoewel hy niks daaroor gedoen het nie. Maar vanaand gaan ons kyk na les 38. Jehova het Samson sterk gemaak, en soos broer Viljoen gesê het, ook die inleiding tot deel 7, en dan ook les 39. Nou ons wil eerstens vir broer Cassie Viljoen aan vir ons vra om vir ons les 38 dan te lees. Jehova het vir Samson sterk gemaak. Baie Israeliete het weer begin om afgode te aanbid, en daarom het Jehova toegelaat dat die Filistyne die Israeliete se land oorheers. Maar daar was nog 'n paar Israeliete wat vir Jehova lief was. Een van hulle was Manoag. Hy en sy vrou het nie kinders gehad nie. Eendag het Jehova 'n engel na Manoag se vrou toe gestuur. Die engel het vir haar gesê: "Jy gaan 'n seun hê. Hy sal Israel red, want hy sal teen die Filistyne veg. Hy sal 'n Nasareër wees." Weet jy wie die Nasareër was? Hulle was spesiale knegte van Jehova. Nasareërs mag nooit hulle hare gesny het nie. 'n Ruk later is Manoag se seun gebore en hy het hom Samson genoem. Toe Samson groot geword het, het Jehova hom baie sterk gemaak. Hy kon 'n leeu met sy kaal hande doodmaak. Een keer het Samson 30 Filistyne op sy eie doodgemaak. Die Filistyne het hom gehaat en die hele tyd probeer om hom dood te maak. Terwyl Samson een nag in Gaza geslaap het, het die Filistyne na die hek van die stad toe gegaan en daar gewag, sodat hulle hom in die oggend kon doodmaak. Maar in die middel van die nag het Samson opgestaan, na die stad se hek toe gegaan en die hek uit die muur geruk. Toe het hy die hek op sy skouer gesit en dit tot op die top van 'n berg naby Hebron gedra. Later het die Filistyne na Samson se meisie, Delila, toe gegaan en gesê: "Ons sal jou 1000 silwerstukke betaal as jy uitvind hoekom Samson so sterk is. Ons wil hom vang en hom in die tronk sit." Delila wou die geld hê en daarom het sy gesê dat sy dit sal doen. Samson wou haar eers nie vertel hoekom hy so sterk is nie, maar sy het hom oor en oor gevra totdat hy moeg geword het. En toe het hy haar vertel wat sy geheim is. "My hare is nog nooit gesny nie, want ek is 'n Nasareër," het hy gesê. "As my hare afgesny word, sal ek my krag verloor." Dink jy ook dat Samson 'n groot fout gemaak het toe hy vir haar vertel het? Delila het onmiddellik vir die Filistyne gesê: "Ek weet wat sy geheim is." Sy het Samson op haar skoot aan die slaap gemaak en toe sy hare laat afsny. Delila het geskree: "Samson, die Filistyne is hier." Samson het wakker geword en sy krag was weg. Die Filistyne het hom gegryp, hom blind gemaak en hom in die tronk gesit. Eendag het duisende Filistyne in die tempel van hulle god Dagon bymekaar gekom en geskree: "Ons God het Samson aan ons gegee. Bring Samson uit. Laat ons 'n bietjie vir hom kan lag." Hulle het hom tussen 2 pilare laat staan en hom gespot. Samson het uitgeroep: "O Jehova, gee my asseblief nog een keer krag." Teen hierdie tyd was Samson se hare weer lank. Hy het met al sy krag teen die pilare van die tempel gestoot. Die hele gebou het in mekaar geval en al die mense wat in die tempel was, is dood. Samson het ook gesterf. Baie dankie. So die eerste vraag, hoekom was Samson so sterk? Suster Rousseau asseblief. Ons sien dat Samson sy krag van Jehova gekry het om die Filistyne te verslaan, want hulle was in beheer van die Israeliete se land.
Ja, baie dankie. Broer Viljoen, Cassie? Ja, hy was ook 'n Nasareër gewees en was 'n spesiale knegt van Jehova gewees en sodoende het Jehova vir hom daai krag gegee want hy het by daai belofte gehou dat hy nooit as 'n Nasareër sy hare sal afsny nie. Ja, baie dankie. Goed, die tweede vraag. Wat het met Samson gebeur toe hy vir Delilah vertel hoekom hy so sterk is? Broer van Bruggen asseblief. Ons sien dat hy het daar vertel dat die geheim in sy hare lê en die feit dat dit nog nooit afgesny is nie, want hy is 'n Nasareër. En hy het ook gesê dat as sy hare afgesny word, sal hy sy krag verloor. En wat Delilah toe gedoen het, sy het vir die Filistyne vertel daarvan. Sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak en sy het toe sy hare afgesny. En toe het sy hom wakker geskree deur te sê, Samson, die Filistyne is hier. Hy het wakker geword, maar sy krag was toe weg. En die Filistyne het hom toe blind gemaak en hom uiteindelik in die tronk gegooi. Baie dankie. Mooi opgesom. En wat het toe daar gebeur in die tempel van die Filistyne na van hulle god Dagon? Broer Albert, asseblief. Ja, die Filistyne, vir hulle was dit eintlik 'n groot oorwinning om nou hierdie magtige vyand daar te hê en hulle wou eintlik hê dat hy hulle maar vermaak. Hulle wou eintlik die gek met hom skeer, want hy was nou nie daartoe in staat om daardie krag weer te gebruik nie, maar Jehova het hom toe weer wonderdadig gehelp daar. Dis reg. Suster van Bruggen. Maar terwyl Samson tussen daai twee pilare gestaan het, het hy tot Jehova gebid. En intussen het sy hare weer gegroei en toe het hy vir Jehova gevra om hom te help. En hy het saam met hulle dood gegaan, maar hy het bewys Jehova kan hom help. Baie beslis. Suster Korp. En Suster Korpie in die middel. So by sy dood daardie dag in die tempel, by die tempel, het hy meer mense doodgemaak as wat hy gedurende sy hele lewenstyd doodgemaak het. Wat hy ook vir Jehova daar gebid het en gevra het om hom te help. Ja, dankie Suster Korp. As ons kyk na Filippense 4 vers 13, wat kan ons hieruit leer? Suster Viljoen asseblief. Op Jehova kan vertrou dat hy die bron van krag is en wanneer ons dit nodig het, sal Jehova vir ons die nodige krag gee as ons hom vra, net soos Samson gedoen het, het Jehova hom ook dan die nodige krag gegee. Ja, baie beslis. Dankie Suster Viljoen. Goed, so kom ons vra dan hierdie opsommende vraag. Wat leer hierdie verslag ons oor Jehova? Broer Kloppers asseblief. Wel in Samson se geval toe hy daar tussen die pilare gestaan het, het hy vir Jehova gevra, gee my nog net een keer hierdie krag. En hy het daai pilare omgestoot want hy het vir hy seun gevra om hom daarteen te laat rus, sy arms, want hulle het sy oë natuurlik uitgesteek toe hulle hom gevange geneem het. En so kan ons ook vandag 'n les daaruit leer dat ons vir Jehova ook elke dag kan vra, help ons net tot môre. Ja, dankie broer Kloppers. Suster Korp. So, dit wys vir ons ook, doen jy iets wat jy nie moet doen nie, 'n sonde, en het tot Jehova gebid, en Jehova is vergewensgesind. Baie dankie. Suster Esau asseblief. En ons sien dat Jehova enige iemand kan gebruik om sy wil te doen
selfs al het die persoon teen Jehova gesondig. Hy hou dit nie teen hulle nie, maar kyk eerder in die persoon se hart om hul ware bedoelings te sien. Dankie, Suster Issa. Adrian? Ons het ook gesien dat 'n engel aan Noag ook verskyn het en gesê het wat hy vir sy vrou moet doen terwyl sy swanger was. So mense kan sien ook hoe Jehova vir hom gesê het hoe sy vrou mag nie drank neem of enigiets soos dit nie. So hy het seker gemaak dat Samson soos die fisiese kos gekry en dan het hy die voorbeeld van sy ma en pa gekry om hy geestelike voorsorg vir hom te gee. Dankie broer Leroux. Kom ons vra dan die laaste vraag, watter praktiese lesse kan ons uit hierdie verslag leer? Suster Alberts, asseblief. Delila was werklik slegte assosiasie. En dit het Samson baie gekos. Dit het hom sy oë gekos, sy goeie verhouding wat hy met Jehova gehad het, want daar was sy hare afgesny, so sy nasareerskap het in die slag gebly. So dit help ons om te besef, slegte gesprekke is nooit goed vir ons nie. Dankie, Suster Alberts. Suster van Bruggen? En Jehova wil hê ons moet ten volle gehoorsaam wees, want sy krag het nie in sy hare gelê nie. Dit was die feit dat hy daai hare laat groei het, omdat dit Jehova gesê het hy moet. Jehova het hom die krag gegee, maar hy moes gehoorsaam wees om te doen wat Jehova gesê het. Baie waar. Goed, dankie broers en susters. Dit is aan die einde van les 38 en einde van deel 6. So kom ons kyk dan na deel 7, 'n inleiding tot hierdie gedeelte. Broer Viljoen, kan ons vir jou vra asseblief om daardie inleiding vir ons te lees? Hierdie deel gaan oor die lewens van koning Saul en koning Dawid en strek oor so wat 80 jaar. Saul was eers nederig en het God gevrees, maar hy het kort voorlank verander en geweier om Jehova se leiding te volg. Jehova het hom verwerp en het mettertyd vir Samuel gesê om Dawid as die volgende koning van Israel te salf. Saul was jaloers op Dawid en het hom baie keer probeer doodmaak, maar Dawid het nooit wraak geneem nie. Saul se seun Jonatan het geweet dat Dawid Jehova se keuse is en daarom was hy lojaal aan Dawid. Dawid het ernstige sondes gepleeg, maar hy het altyd Jehova se straf aanvaar. As jy 'n ouer is, moet jy jou kind help om te sien hoe belangrik dit is om altyd God se reëlings te ondersteun. Dankie. So waaroor gaan deel 7? Wat gaan ons hierso leer? Broer Albert, asseblief. Hierdie deel gaan omtrent 'n tydperk van 80 jaar dek, en dit is die koningskap van Saul en uiteindelik ook die koningskap van Dawid. Dis hy. Dankie. En wat se belangrike lesse gaan ons leer in deel 7? Hier is 3 hoofpunte. Broer Swanepoel, asseblief. Ja, die eerste een gaan wees om te sien toe Saul aangestel was as koning, dat hy nederig was en hy Jehova gevrees het, maar later het hy sy gesindheid verander en toe het hy geweier om Jehova se leiding te volg en uiteindelik ongehoorsaam aan Jehova gewees. Baie dankie. Suster Jonker, asseblief. So ons moet gehoorsaam wees aan die standaarde wat Jehova aan ons gee, om werklik dan te sien wat ons kan doen om hom te kan bid. En dan noem dit ook, ons moenie wraak neem nie, maar moet eerder dit oorlaat aan Jehova om te besluit wat hy wil doen. En as ons dan ernstige sonde pleeg, moet ons dit dan nie probeer wegsteek nie. Dankie, Suster Jonker. Ja, so interessante punte. En kom ons kyk of ons daai
punte gaan raak sien soos wat ons die volgende lesse bespreek. So kom ons kry dan asseblief die lees van les 39, Israel se eerste koning. Dankie broer. Jehova het vir die Israelitiese rigters gegee om hulle te lei, maar hulle wou 'n koning hê. Die volk het vir Samuel gesê: "Al die nasies om ons het konings. Ons wil ook 'n koning hê." Maar Samuel het gevoel dat dit verkeerd is en hy het daaroor gebid. Jehova het vir hom gesê: "Die volk verwerp jou nie, hulle verwerp my. Sê vir hulle dat hulle 'n koning kan kry, maar dat hierdie koning baie dinge van hulle sal verwag." Maar die volk het gesê: "Ons gee nie om nie, ons wil 'n koning hê." Jehova het vir Samuel gesê dat 'n man met die naam Saul die eerste koning sou wees. Toe Saul na Samuel in Rama toe gegaan het, het Samuel hom as koning gesalf deur olie op sy kop te gooi. Samuel het die Israeliete later bymekaar geroep om hulle nuwe koning vir hulle te wys. Maar hulle kon Saul nêrens kry nie. Weet jy hoekom nie? Want hy tussen die bagasie weggekruip. Toe het Saul uiteindelik kry, het hulle hom uitgebring en hom tussen die mense laat staan. Saul was baie langer as al die ander mense en hy was 'n mooi man. Samuel het gesê: "Hier is die een wat Jehova gekies het." Die mense het geskree: "Lank lewe die koning." Aan die begin het koning Saul na Samuel geluister en was hy gehoorsaam aan Jehova. Maar toe het hy verander. Dit was byvoorbeeld nie die koning se werk om offerandes te bring nie. Samuel het eendag gesê dat Saul moet wag totdat hy kom, maar Samuel het nie dadelik gekom nie. Saul het toe besluit om self die offerande te bring. Hoe het Samuel gereageer? Hy het vir hom gesê: "Jy moes nie aan Jehova ongehoorsaam gewees het nie," het Saul uit sy foute geleer. Later toe Saul teen die Amalekiete geveg het, het Samuel vir Saul gesê om nie een van hulle te laat lewe nie. Maar Saul het besluit om koning Agag nie dood te maak nie. Jehova het vir Samuel gesê: "Saul het my verlaat en hy luister nie meer na my nie." Samuel was baie hartseer en het vir Saul gesê: "Omdat jy nie meer aan Jehova gehoorsaam is nie, gaan Jehova 'n ander koning kies." Toe Samuel omdraai om te loop, het Saul hom aan sy klere gegryp en die soem van Samuel se klere geskeur. Samuel het toe vir Saul gesê: "Jehova het die koninkryk van jou af weggeskeur. Jehova sou die koninkryk aan iemand gee wat hom liefhet en hom gehoorsaam." Dankie vir die lees van die lesse. Die eerste vraag: wat wou die Israeliete hê? Ons by Leila hoor asseblief. Wil 'n koning hê. Baie dankie. Suster Die Jager. Ja, so hulle het maar 'n aardse koning gesoek want hulle het gesien al die ander nasies het konings en dit het gewys dat hulle Jehova verwerp en Jehova het vir Samuel gesê: "Sê vir hulle dat hulle 'n koning kan kry, maar dat hierdie koning baie dinge van hulle sal verwag." Maar hulle het maar net gesê hulle gee nie om nie, hulle soek 'n koning. Ja. Dankie. Broer Alberts. Mens kyk aan die boodskap wat Samuel aan hulle moes oordra, so mens gedink het hulle sou van plan verander. Maar van vers 11 af is dit wat die koning eintlik sou doen en soveel dinge wat hulle sou moes opoffer, selfs hulle seuns en hulle dogters. Die koning sou 10de van die lande neem en die olyfboorde en so aan. So hulle sou werklik as te ware slawe word van daardie koning om hom te onderhou. Dankie broer Alberts. As ons kyk na die tweede paragraaf, wie sou die eerste koning wees en waar het Samuel hom gaan kry? Suster van Bruggen, Ansha? Jehova het vir Samuel gesê dit sal die man met die naam Saul wees en hy het hom in Rama gaan haal. Nee, is reg. En ons kan sien toe hy eers daar weggekruip tussen die bagasie. Nou kom ons kyk na die volgende vraag. Hoekom het Jehova Saul as koning verwerp? Nou so saaklik twee redes gewees.
Broer van Bruggen, Aubrey. Ons weet dat koning Saul aanvanklik 'n goeie man was in die sin dat hy na Samuel geluister het en hy was gehoorsaam aan Jehova, maar hy het verander. By geleentheid moes Samuel offerandes bring, maar Saul het nie die nodige nederigheid aan die dag gelê nie, hy was verwaand en hy het toe besluit om self die offerande te bring. En sodoende was hy ongehoorsaam aan Jehova, want dit was Samuel se plig om dit te doen. En toe het Samuel ook vir hom gesê, jy moes nie aan Jehova ongehoorsaam gewees het nie. Dit was een van die hoofredes hoekom Jehova hom verwerp het, is as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Ja, dankie broer van Bruggen. As ons kyk aan daai laaste paragraaf, wat het daar gebeur? Suster Albert, asseblief. Ag, skus Suster Albert, ek het Suster Viljoen se hand 'n paar keer al gemis. Suster Viljoen 'n geleentheid gee. Jehova het Saul opdrag gegee om teen die Amalekiete te gaan veg en almal dood te maak, maar Saul was weer eens ongehoorsaam. Hy het Agag nie doodgemaak nie en sy lewe gespaar, en toe het Jehova vir Samuel gesê om vir Saul te sê dat Saul Jehova verlaat het. Hy luister nie meer na hom nie en daarom sal Jehova dan die koningskap van hom wegvat en aan iemand anders gee. Ja, aan iemand wat hom liefhet en hom sal gehoorsaam. Dankie Suster Viljoen. As ons kyk na 1 Samuel hoofstuk 15 vers 22, is daai teks wat vir ons daar genoem word. Wat se les of hoe kan ons hierdie teks toepas of verstaan? Suster De Jager? As dit sê enige offerandes of enigiets wat ons besit, behoort klaar aan Jehova, want al ons voorsienings kom van Jehova af. Maar as ons nie van ons kant af ons gehoorsaamheid vir Jehova gee nie, het hy dit nie. So dit is die waardevolste ding wat ons vir Jehova kan gee, is ons gehoorsaamheid. Ja, baie dankie. Daai wilsvryheid om hom te dien. Goed, dan die opsommingsvraag. Wat leer hierdie verslag ons oor Jehova? Broer Viljoen, asseblief. Ja, dit wat ons doen het 'n invloed eintlik op Jehova. Ons is veronderstel om gehoorsaam te wees uit liefde vir Jehova, maar as ons nou besluite maak wat ongehoorsaam is, dan bedroef ons ook Jehova. So dit wat ons doen, het direkte impak. Baie dankie. Broer Viljoen Cassie. Want ons leer ook dat Jehova van die begin af wou hy nie mense aanstel om oor mense te heers nie. Want Jehova het duidelik gewys wat gebeur as mense oor mense heers. So hier het die volk nou gesien, ja, hulle soek 'n aardse koning en Jehova het dit nou toegelaat en ons sien vandag die wanvoorstelling wat menseregerings kan doen. En dit is hoekom ons wag maar vir Jehova sodat hy weer sy koninkrykse regering oor die mense gaan laat regeer. Dankie broer Viljoen. So watter praktiese lesse kan ons uit hierdie verslag leer? Suster Jonker, asseblief. Saul het elke keer 'n verskoning gehad dat hy jammer gewees het. Jammer gewees het vir die koning en jammer vir die mense wat nou vir hom seker opdragte gegee het. So ons moet onthou dat ons nie daardie selfde gevoel kan hê as Jehova ons 'n opdrag gee. Dan moet ons die opdrag uitvoer soos hy wil hê dit ons dit moet uitvoer. So ons kan nie dit dan jammerhartigheid as 'n verskoning gebruik en dink dat dit nog aanvaarbaar vir Jehova sal wees nie. Dankie Suster Jonker. Broer Albert, asseblief.
toe Saul nederig was en homself nie hoog geag het nie, kon Jehova hom gebruik. So ons moet ook versigtig wees dat ons nie hoogmoedig word of vergeet dat ons ook op Jehova staat maak vir sy krag en vir sy Heilige Gees nie. Dis nie ons eie krag of ons eie vermoëns nie. Baie beslis. Suster Alberts? Ag, skus, van Bruggen. Wat vir my interessant was, ons sien Saul het nie uit sy foute geleer nie. So Jehova het hom gewaarsku, soos wat hy ons ook vandag herhaaldelik waarsku. Maar as ons nie uit ons foute wil leer nie, gaan ons arrogant word en ons gaan ongehoorsaam word. Dankie, Suster van Bruggen. Goed, dankie broers en susters, dankie vir julle deelname. Ja, 'n belangrike lesse wat ons gaan leer in deel 7. Ons het vanaand na die eerste een gekyk. Ons liefdevolle gehoorsaamheid is die belangrikste ding wat ons vir Jehova kan gee. So ons sal sien hoe ons in die volgende lesse dan die ander lesse gaan leer. Ek gee weer terug aan broer Viljoen. Dankie broer Kloppers vir daardie gedeelte en ook almal se deelname en voorbereiding. As ons nou terugdink aan vanaand se program. Psalm 86 vers 5. Sê want U, o Jehova, is goed en vergewe vrylik. U is vol loyale liefde vir almal wat U aanroep. Jehova is sekerlik die barmhartigste as ook die medelydendste regter denkbaar. En sy vergewensgesindheid is ongeëwenaard. Maar onthou daai woorde in Jesaja 1 vers 18. Dit sê kom nou en laat ons sake regstel tussen ons, sê Jehova. Nou kan julle onthou, broer Jansen van Vuren het die punt mooi vir ons verduidelik. Wat beteken dit nie? Hierdie woorde, kom nou, laat ons sake regstel tussen ons. Wat beteken dit nie? Suster Albert, asseblief. Dit beteken nou nie dat Jehova toegewings vir ons moet maak en dat hy skuld het aan die saak nie. Jehova het absoluut geen skuld nie, maar dit wys hoe dis nou nie 'n geval van gelykes wat toegewings maak nie, maar geregtigheid sal toegepas word. Jehova is altyd reg. Dan sê, baie duidelik, dankie. So Jehova wil hê dat ons almal moet weet, ook die wat ernstige sonde gepleeg het, dat dit nie te laat is om sake met hom reg te stel nie. Maak nie saak wat in 'n persoon se lewe verkeerd gaan het nie. Dit kan reggestel word. Dan het ons gekyk na word Jehova se vriend, Jehova vergewe. Het ons onsself gesien daar met Caleb. Hy fout wat die mannetjie gemaak het. Ons kan almal 'n fout maak, né? Want dit is hoe ons optree. Ons het dan daai geleentheid om met Jehova te praat in gebed. Dan soos die gemeentelike Bybelstudie, daai broer Kloppers het dit mooi afgesluit. Weer eens ons liefdevolle gehoorsaamheid. Dis die belangrikste ding wat ons vir Jehova kan gee. Ons is nie gehoorsaam vir Jehova omdat ons bang is vir hom nie. Dis uit liefde uit. So ons sien uit na die volgende week se bespreking verder. Dan die studente vir volgende week, Bybel lees, broer Werner de Plooi. Begin 'n gesprek, Suster Marike Jansen van Vuren en Suster Siska Swanepoel. Volg op Suster Welda de Jager en Suster Engela Viljoen en dan maak disippels Suster Suzette Alberts en Ansha van Bruggen. Dan volgende week se geestelike skatte, is Jesaja hoofstuk 3 tot en met hoofstuk 5 en die tema daar, Jehova het die reg gehad om meer te verwag. Interessant, so dit nou sien as ons voorberei. En ons gaan dan weer eens sien oor daai wingerd wat Jehova so versorg het, né? Ons het eintlik in ons vorige wagtoringstudie ook die wingerd. Onthou julle wie iemand is die wingerd, né? Daai nasie. So ja, berei goed voor, altyd interessant. Goed, baie dankie broers en susters. Dit bring ons aan die einde van ons vergadering. Ons kan nou weer